As die siekte in ons area kom, is dit 'n kwessie van oorlewing. En ek dink nie ons wil graag daai siekte hier in ons area inkry nie. Ander areas wat dit is dit katastrofies. Dit gaan rof. En daar is, wat my bekommerd is daar steeds daagliks nuwe gevalle wat aangemeld word. So dit nog nie gestabiliseer nie en is nie besig om af te neem nie. So dis die bekommernis. En ek dink toe Hoon gistermiddag my gebel het, toe was dit presies die boodskap gewees, dit word nie minder nie, dit word meer. En soos julle almal weet, dis nou net hier aan die ander kant van Parys, daar kom ons drukpad af op die, wat is daai plaasnaam? Witklipfontein. Witklipfontein, ja. Ja, dis net regtig net aan ons kant van die skoolstad. Ja, maar die quarantaine-area is tot hier amper 3-4 kilos uit Parys uit. As ons as ouers wat in die bedryf is, dit nie beheer nie, niemand daar buitekant gaan dit beheer nie. Nie veeartseny nie, nie die polisie nie, niemand nie. So ons gaan self verantwoordelik wees vir daai beheer van dit. En nou wil ek vir julle sê vandag, en ek hoop nie Hoon se voorspelling is reg nie, maar as ons dit gaan doen, gaan dit nie 'n maand en 2 maande wees nie. Dit gaan wees tot ons skoon is van back and close hier, wat dalk 'n jaar of 2-3 kan vat. So as ons hierdie besluit vat en ons sê dis wat ons gaan doen, dan moet ons weet ons is daar vir die long run. Ons gaan nie uitklim langs die pad nie. En ons gaan nie 1 of 2 of 3 ouens los om dit dan alleen te doen nie. So ons as gemeenskap, in hierdie geval Eden, sal moet, wie het gesê, Alfred, jy het gesê, ons moet brandwag staan. Ja, ons moet brandwag staan, ons plek moet oppas. So, dit lyk vir my die onderneming hier is tussen ons. Die onderneming hier tussen ons is, laat ons daai route gaan. En tot daar beter manier is, of 'n ander manier is, laat ons dit in plek begin sit. Nou kom ons kyk na die praktiese uitvoerbaarheid. Ons wil die ding 24 ure 'n dag in plek hê. Dit help nie ons sit net die ding vir die dag in en die nag dan beweeg daar nog steeds voertuie wat se goed nie. Gaan ons elke voertuig wat deurkom se bande spuit. Dis nou prakties uitvoerbaar. Julle ouens moet vir my sê. Ja, verseker. Jy kan nie daar kan geen uitsondering wees nie. Jy baie kan nie moet dit is nie. Kontroleer persoon wat aanval die wat dit nie klaar. Jacques, jy's nou ook in die bedryf met baie beeste voerkraal hier in die Val Eden gebied. Yes hoor. Okay, so die back and claw risiko geld, dit wys spesifiek na jou en om voorkomend te wees wat back and claw betref. Yes hoor, dit doen. Ons het ons hele sekuriteitstelsels daarom biosekurititeitstelsel in plek. So ja, ons is ook maar uiters versigtig waar beeste inkom, hoe ons dit hanteer, voertuie, mense, alles so. Ons het alles in plek. Nou hierdie besluit wat vandag hier geneem is, dis nou die 11de Oktober om die gebied eintlik, ek wil amper sê toegangsbeheer toe te pas. Jy regverdig dit. Yes hoor, ek doen. Ek dink dit gaan net vir almal in die omgewing, nie net ons as 'n voerkraal sulks nie, maar ek dink ook vir almal in die omgewing gaan dit net rondom die veiligheid, rondom die hele situasie met die uitbraak wat nou tans besig is. Biosekuriteit gee vir almal die mag eintlik om dit te doen om voorkomend op te tree. Dit hang af van elke persoon. Elke persoon is sy verantwoordelikheid en ek glo as ons almal saam staan daar rondom sal dit ons bo uitkom. En dis nou juist wat vandag gebeur het. 'n Groot area, al die boere vergader, almal het saamgestem. Almal het saamgestem, elke ou gaan sy kant bring. Dankie Jacques. Dankie Willem. Jonathan, hierdie back and close, dit is 'n enorme bedreiging vir jou op jou boerdery, jou besigheid. Ja, Sakkie, weet jy, ons gronde is blootgestel want ons lê teen die R59, die snelweg loop deur ons en dan het ons nog baie grondpaaie wat ook deur ons grond gaan. So dit is vir ons 'n groot kommer en probleem. Vandag se vergadering is nou die 11de Oktober. Daar's nou 'n dringende vergadering belê veral of spesifiek vir hierdie Val Eden gebied en daar sekere besluite geneem rondom die beperking van die risiko van back and claw. Jy as persoon val met al hierdie dinge in. Sakkie, ja, nee, verseker, want wat dit by ons gaan baat is, ons het 'n stuk grond in die Val Eden area en dit sal nou help dat ons dalk verseker 'n gedeelte van ons kudde kan probeer beskerm sou die uitbraak dan verder uitsprei, uitwyk en van ons ander kuddes raak wat ons so teen die paai aan die paai blootgestel is. 'n Deel van hierdie is dat daar nou 'n back and claw geval is binne 40 km van waar julle ouers eintlik julle besigheid doen. En dan nog iets net, ek noem dit en dan nog iets, hierdie beplanning wat julle nou doen is nie vir die kort termyn nie. Sakkie, inderdaad, ja, die uitbraak wat ons nou hier plaasgevind het nou hier binne die 40 km is vir ons kommerwekkend. En ja, ons wil probeer om voorkomend op te tree dat ons dalk 'n deel kan sê kordon om die siekte te probeer beperk. Baie sterkte, ons hoop dit gaan suksesvol wees, Jonathan. Sakkie, baie dankie. Hoor hierdie biosekuriteitsrisiko wat tans heers in Suid-Afrika en die hele land is 'n groot risiko vir jou en jou besigheid. Ja nee, definitief. Ja, jy het in die melkbedryf
Dit back and play speel nie melkbedryf hier, dis redelik ernstig hier, mense kry baie dis regtig is groot finansiële verlies as jy back and play in 'n melkery kry. En die risiko is nie net vir jou nie, is ook vir die hele area waarin jy nou jouself bevind. Heeltemal, jy weet as iemand back and play se klein area dan is daai hele kwarantyne area wat inkom en wat ook al in die ekonomiese aktiwiteite en die ekonomiese impak wat dit is enorm. Jy het besig met by spesiale slagpale geslag word en dit is so goed en jy weet dit raak net baie moeilik en dit is baie sleg vir gebied. Jy weet Parysgebied het baie landbou toegewys. Baie van mense wat die werk kan hulle werk verloor en dit is so goed. So hier is dis iets wat ons moet probeer uit te beveg met elke mag wat ons het. Al die middele tot julle beskikking. Heeltemal, ja. Julle as boere het nou vanoggend die 11de Oktober 'n vergadering gehad en eenparig besluit om hierdie biorisiko aan te spreek met redelik omstrede maatreëls om 'n gebied nou toe te maak, toegangsbeheer toe te pas en daai klas van dinge, is dit geregverdig, hoor? Kyk, waar daar back and play hier uitgebreek het, gebeur dit in elk geval. Hoekom kan mense nie voorkomend doen? Hoekom moet 'n mens wag laat die weerlig jou slaan voor jy 'n weerlige leier opsit? Ja. Ek weet heeltemal, dit is al wat ons doen, ons probeer onsself en ons probeer die gemeenskap beskerm. En gelukkig back and play het geen gevaar vir mense nie. Jy weet die melk en die vleis en alles is heeltemal bruikbaar. So is geen risiko vir die publiek of vir voedselsekuriteit of iets in die lyn nie. Maar die risiko lê op die ekonomiese impak wat dit op die landbougemeenskap het en wat daarmee saamgaan. Jy weet niemand kan werk verlies vir bekostig nie. Jy weet elke iemand werk het dra by tot die ekonomie. Hierdie hele aksie geregverdig, ondersteun deur die hele gemeenskap en ons wens julle baie sterkte toe dat julle dit gaan oorwin. Baie dankie, ek hoop ons kry dit reg. Dankie. Pieter, ons het hierdie risiko in Suid-Afrika, biosekuriteitsrisiko wat eintlik almal affekteer in die landboubedryf spesifiek met vee. En dit het nou 'n risiko geword ook by Val-Eden in die gebied waar LGV jouself betrokke is met die 40 km uitbraak onlangs. Vandag was nou die 11de Oktober 'n groot vergadering hier op boeregemeenskap Val-Eden spesifiek en daar sekere prominente en belangrike besluite geneem. Wil jy ons net inlig? Wat gaan gebeur nou hier? Sakke ja, natuurlik Val-Eden is in 'n baie goeie area wat jy weet ons kan biosekuriteit baie maklik toepas. Ons het slegs 3 ingange en die rivier is aan die ander kant se grens. So ons gaan hierdie 3 ingange gaan ons dan nou begin beheer. En as ek sê beheer, dan is dit vrywillige stoppunt wat ons die ouens gaan vra om son te werk. Hulle gaan daar stop, ons gaan hulle voertuie se wiele en die binnekant van die voertuig, nie binnekant nie, maar onder die voertuig so gaan ons dan spuit en dan gaan hulle weer verder. So dit gaan so 30 sekondes operasie wees en dan gaan die voertuig verder ry. As er dan voertuie inkom met beeste en bakkies met waantjies, dan het ons groter fasiliteit waar die hele voertuig en die wa dan gespuit word. Dit goedgunstig van Alfred Smit en die Pluimvee plaas ouens, hulle het hierdie biosekuriteit al taamlik onder het nie. So dan gaan die voertuie daardeur hulle punt om dit dan verder te verseker. So hierdie 3 ingangspunte wat ons op die stadium het, is dan ons eerste lyn van verdediging in die hele back and claw oorlog wat ek op die stadium sê, want dit is regtig 'n ekonomiese oorlog en ons probeer dit uithou uit ons area uit. Prominente grootbeesboere in ons area, ons het Hoenhoof melkery hierso wat onder 'n geweldige risiko is as daar so iets gebeur. So ons as gemeenskap het vanoggend hande gevat, ons het saam besluit, ons gaan dit doen en ek is baie opgewonde dat ons dit wel gaan doen en dat ons dit suksesvol. Ons is in vir die long run, of dit 'n jaar of 2 jaar of wat ook al is, ons gaan dit doen en ons gaan almal se samewerking vra hieroor. Die ouens wat nie was vanoggend nie, sal ons wel skrywe stuur en maar ek kan nie dink dat iemand nie gaan dink aan daai stukkie steak wat hy nie gaan kry. Dis mos net lekker om 'n stuk koekoe gras te eet, nee. Ja. So nee, baie opgewonde oor die samewerking en die erns waarmee die ouens dit benader. Net ter wille van die publiek, dis nou ouens wat nie deel is van die boerderygemeenskap, wie nie eintlik die risiko het van hierdie probleem nie, wat wel ook die area besoek. Hulle gaan onderwerp word aan dieselfde toegangsbeheer. Dieselfde toegangsbeheer, na eerste lyn van die 3 punte wat ek nou vir jou gesê het. En daarna is daar van die plase waarop hulle ingaan, is daar dan verdere biosekuriteitsmaatreëls waar die voertuig dan weer deur 'n spruit begin en dan selfs 'n voetpad waar die ouens dan fisies moet uitklim en dan moet deurstap voordat hy dan op die plaas toegelaat word. Bevestig weer, is nie net vir die naweek nie. Hierdie is vir soos julle dit genoem het op die vergadering long haul, dit kan dalk tot so lank as 3 jaar duur. Ja, Sakkie, as ons kyk na die statistiek op die stadium wat inkom, daaglikse gevalle neem nog toe. Ja. Dit nog nie gestabiliseer nie en dit is nog nie besig om af te neem nie. So dis eintlik die grootste bekommernis.
Dankie LGV, dankie Pieter.